kan 'n sitplek is inneem, is baie kosbaar om te weet, ons dien hom, wat alles in sy hande hou. Ek wil vanoggend nog vir Charlotte vorentoe roep. Charlotte gaan ook weer met ons deel, net om te sê, ons dien 'n getroue God, wat altyd planne het, en het 'n klomp engele, wat tot jou beskikking is. Môre almal. Wag, ek het 'n slideshowtjie geprepare. Ek net 'n bietjie hoor. Okay. Ek gaan dit kort en kragtig hou, dat ons nie emosioneel raak nie. Dit het die oggend gebeur. Paasnaweek sou ons saam met vriende gaan kamp het op hulle plaas. Die oggend 4:00 het ons uit Windhoek uitgery. Ons het saam met hulle in hulle trokkie gery en die kinders het agterna met 2 karre gekom. Toe ons die oggend verby Heroes Eiker ry, toe sê Johan, kom ons bid net gou-gou so terwyl ons ry, en hy pil uit die bloed van Jesus oor elkeen van ons se lewe, en vir die karre ook wat nou agterna kom. Ja, en die oggend op die grondpad toe het ons 'n ongeluk gekry. Dit kon baie erger gewees het. Ons het die hand van die Here daarin gesien. Ons het bumps en bruises gekry. Ribbes wat gekraak is, sleutelbeen wat gebreek is, hout in die kop, vingers wat oopgesny is, baie seer lywe en goed, maar die hand van die Here was daar. En Sondagoggend, toe ek by die huis sit, in my braaikamer, het ek net so gesit en rustig geraak, en ek het vir die Here gevra, of ek het nie eintlik met die Here gepraat, ek het net so by my stil geword, en ek het opgestaan en gesê, sal ek ooit hierdie Paasouer vergeet? En die Here het vir my hard en duidelik geantwoord daar in die braaikamer, nee, jy sal nooit. En ek het koud geraak, en ek het gesê, Here, en hy sê toe vir my, die dag of die oggend toe Johan gebid het hy die bloed van die Here oor ons elkeen gebid. Daai oomblik het hy ons doorpost van ons lewe met Jesus se bloed gesmeer, en ons is gepaas oor. Ja. En toe ons nou in die gesprek is, toe sê ek, Here, wys vir my wat het U vir my gedoen in die ongeluk. Ek wil altyd weet, vir my, ons staan ons in 'n relationship. Die oggend, die son was nog nie eers op nie. Toe het ek gekrap in my mandjie vir my lippies, en ek soek my lippies en ek haal my sonbril uit. En die Gees sê vir my, sit op jou sonbril. En ek dink, die son is nog nie eers uit nie. En hy sê vir my, jy laaf jou sonbril, sit hom op. Ek sê, okay, ek sit my sonbril op, daar, het is nog so 'n bietjie donker, maar ek sit hom op. En soos julle sien, die hout in my kop. En ek vra vir hom, wat het U vir my gedoen? En hy sê vir my sonbril. En so soek ek my sonbril. Die maandag toe kry ek by die vriende van ons my hekelmandjie waarin my goedjies is, en ek haal my sonbril uit. En ja, toe wys hy vir my sonbril se oor. Julle sal nou die prentjie sien. Dis nou in die commotion met die rollerye en goed, het hy my beskerm met my bril, wat ek opgesit het, omdat ek gehoorsaam was. Dit sou 'n hout teen my slaap gewees het, wat heel moontlik my dood sou beteken het. So dit is wat hy vir my gedoen het. En ek glo hy kan vir elkeen van julle so iets beteken. Die Here faal ons nie. En baie kosbaar, so wat gaan die Here vir jou doen? En ek wil graag vanoggend daar voortbou, die ding van dat ons het iemand wat getrou is, wat saam met ons loop, wat die pad saam met ons loop, en baie goed kan skeefloop, baie goed kan fout gaan. Eerste belangrike ding is dat jy moet weet, jy het die ewige lewe, ongeag wat gebeur. Tweedens, jy het 'n Vader wat omgee vir jou, wat saam met jy die pad wil loop, en as ons sy beginsels handhaaf, en by sy beginsels bly, beteken dit daar's 'n reg tot beskerming, en ons lewe wat hy gee. Goed kan skeefloop, ons leef in 'n lewe waar goed is kan skeefloop, maar een ding weet ek, in al daai prosesse is hy daar, en hy vat ons deur. En dit is so belangrik om daardie te verstaan ook vanoggend. Ek gaan jou praat oor die mosterdsaad. En as ons praat van 'n mosterdsaad, praat hulle blykbaar in die Bybel van 'n klein saadjie. En het een van ons broers het van Israel af mosterdsaad saamgebring, hulle geplant. En hy sê, dit het nie 'n boom geword nie, maar 'n rank, 'n struik. En ek het hom gesê, weet, as eendag as jy het, dan wil ek ook een van hulle hê, as jy nog hulle het, maar
Wat ek wil hê vanoggend is, dat iemand weet, dat daai saadjie het kragtige potensiaal. En baie stories is al vertel rondom 'n mosterdsaad en allerlei en 'n klomp goed wat gebeur. Toe begin my praat oor die ding van die werklikheid van sy koninkryk. En ek wil begin met hierdie skrifgedeelte. En toe deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Nou sal as jy kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Ek wil vanoggend daai ding vasmaak met jou. Baie keer sit ons by 'n plek waar jy deur bo met die Here wil praat en jy wil, daai goed is buite jouself, jy moet nog inkry, die koninkryk van God is binne in jou. En ek wil hê vanoggend dat jy daardie vir jouself sal vasmaak. Ek wil 'n prentjie net nou skets met woorde. Maar die ene wat belangrik is vanoggend is dat ons sit baie keer by 'n plek van die Here het my nie lief nie. Of jy beleef hierdie goed en jy wonder, waar is God? Sy volle koninkryk het hy gedeponeer binne in jou. Interessant is dat toe Jesus daar gedoop is in water en hy staan op en hy letterlik gedoop is in die Heilige Gees, die duif kom sit op hom, het die koninkryk van God in hom gekom en heeltyd deur hom gemanifesteer. En dis die belangrike ding wat ek graag wil hê vanoggend wat jy vir jouself moet vasmaak is dat jy het dit binne in jou wat die wêreld nodig het. Jy moet dit toelaat dat dit deur jou manifesteer. Ons gaan 'n bietjie met daardie gaan ons roei vanoggend. 'n Baie belangrike ding van in die kerk, by die eindtyd kerk waar ons besig is om te bou, al vir 10-15 jaar wat die Here van gesê het is, maak die kerk gereed vir die eindtyd, beteken nie dat is oor 2 weke nie, of oor 3 jaar nie. Ons praat van 'n proses, maar as 'n kerk wêreldwyd wat hy voorberei om volwasse te wees, sterk te kan staan en wat nie geskit sal word deur al die onstuimighede wat in die wêreld gaan gebeur nie. Ek weet nie die toekoms gaan lyk nie. Ouens het 'n klomp teorieë en as jy nou hou van wat as jy konspirasie teorieë dan dat jy 'n klomp goed hierdie kan lees wat jy kan bang maak. Alraai, jy kan sleg slaap daaroor. Maar ene wat ek wil hê vanoggend is jy moet weet, dis wanneer jy die koninkryk van Christus binne jou het en jy verstaan dit, is jy oorwinnaar wat kan staan onder alle omstandighede. So toe Jesus daai vir die Fariseërs sê, het hy gepraat uit ondervinding uit homself uit. Koninkryk van God is binne in hom gewees. En wanneer hy met mense gepraat het, bedien het, met die wysheid bedien het, was er 'n plek waar dit gevloei het van binne hom na buite toe, na die mense daar. En gaan kyk maar 'n bietjie. Ek het nog gisterand geniet of Vrydag aand ek nou saam met hierdie ouens net bietjie gekuier het hier, so ek sien hoe die Heilige Gees van binne mense ander mense bedien na buite. Die koninkryk is binne in jou en hy vloei van hier na buite toe. Dis 'n sleutelding. En wat gebeur het is, as jy interessant is, as jy nou kyk Handelinge 2 waar die Heilige Gees uitgestort is. Ek meen, ons maak baie daarvan, jy gaan baie meer daarvan hoor, want dis die plek van bekragtiging waar die Here gekom het en hy het sy Gees uitgegiet oor mense. Hulle het die vlamme gesien. Ek meen, hulle het die geluide gehoor, hulle die wind gehoor. Maar wat het gebeur daarna? Hy sê hulle is gevul met die Heilige Gees. En toe hulle uitstap, was daar nie 'n manifestasie behalwe deur hulle na die mense toe nie. Hulle het in die tale gepraat. Hulle het God groot gemaak. En ruk later het hulle vir mense gebid. Was dit so dat hulle, as Petrus verbyloop, gooi hulle die arme sieke onder sy skaduwee en net dat ek moontlik kan gesond word. Want ek oordryf so 'n bietjie, maar ek meen dis dalk wat gebeur. Jy skuif daai draagbaar net so. Jy sien Petrus kom, waar is die son? Jy verstaan? So, wat ek wil hê vanoggend jy besef is dat die koninkryk van God binne in jou manifesteer deur jou en dit het die impak in die wêreld. En die wonderlike van, ek het 'n bietjie gedink oor Charles se getuienis, die hele ding, ons het al die goed met hulle deurgepraat, weet die ongeluk en al hierdie goeters. Ek meen, daar's gebid, die krag van Jesus was binne. En die gehoorsaamheid het gemaak dat God gereageer het. Ek wil hê dit moet jy vasvat vanoggend. Dat jy moet weet dat daar's 'n rede hoekom mense geseënd is. Daar's 'n rede hoekom mense deurbreek en ander ons dalk sukkel. Daar's beginsel. Jy moet verstaan die koninkryk is binne in jou. En baie keer is ons kop in die pad in die sin van ons dink negatief, ek dink van myself, nie wat ek moet dink nie. Ek is selfs 'n getuienis. Ek wil sommer die goedjies saamgooi. Ek begin agterkom en sê ek is wie ek is, deur Jesus Christus. Die oomblik toe dit deurbreek, kom daar vrede, kom daar vryheid. Hoeveel van ons sit met goed wat jou vashou omdat jy dink soos die duiwel dink? Verstaan ek gaan dit nou op daai manier sê. Onthou, hy is uitgegooi uit die hemel uit. Hy was die hoogste
aartsengel. Dis 'n stukkie lees van wat hy gedoen het, of wat hy was, wie hy was. Ek meen, kyk self indink, hy het 'n ernstige selfbeeldprobleem. Wat gebeur is, nou, hy projekteer daai ding op jou, man. Jy is niks werd nie. Jy is 'n nobody. Hoekom? Hy het dit aan homself gedoen. Wat hy wil is, jy moet aan jouself vertel, luister man, jy is eintlik God se swart skapie. Weet, baie ons kom en sê, nee, maar ek is God se stout kind. Jy kan nie God se stout kind wees nie, maar jy is net 'n kind. Wat ek wil hê vanoggend dat jy hierdie ding vat, dat jy sê, die koninkryk van God is binne in jou, en as 'n gevolg daarvan is jy iemand wat hy ken, wat hy geroep het. Daar's 'n stempel wat hy op jou gesit het. Hy herken jou. En daai koninkryk is binne in jou. So al die potensiaal wat die Bybel sê, wat ons al gelees het. Ek onthou, Johannes 14 vers 12, ken ek dit met kop uit. Ons sal dieselfde dinge doen as wat hy gedoen het. Jesus sê dit. Nou sê ek, Here, waar is dit? Hy sê, dit is binne in jou. Ek gaan my bors daar wys nie, maar ok, Here, waar is dit? En hy sê vir my, ek het 'n saad in jou gesaai, maar jy moet daai ding ontwikkel. En ek wil hê vanoggend gaan ons bietjie kyk na die koninkryk beginsel rondom die mosterdsaad. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Ek wil hê vanoggend dat jy sal weet is dat God het reeds daai saad in jou gesaai. Jy's die grond, jy's die land, jy's die ou wat hy gekies het om dit in te saai. Hy sê wat wel die kleinste is van alle soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom nes maak aan sy takke. Ek wil hê vanoggend dat jy moet besef dat daai saad wat in jou grond gesaai is, raak jou verantwoordelikheid om toe te laat dat hy groei. Toe ek met die Here hierdie ding deurwerk, so ruk terug, praat ek oor die koninkryk. Ek sê, Here, ons mis iets. Die kerk is kragteloos want ons weet nie wat ons moet doen nie. En hy begin praat oor die saad begin. Hy sê vir my, kan jy jouself indink, hierdie mosterdsaad sit hier binne, hierso in die kern van jou gees. En ek gee my 'n prentjie en hy sê vir my, dink 'n bietjie dan as hierdie saad hier begin groei. Nou moet ek dink oor hierdie ding. Jy verstaan, 'n saad hier in my maag. Weet, ons altyd vir ons gesê, man, as jy die waterlemoen se spit insluk, dan gaan die plant hier by jou oor uitgroei. Jy verstaan, so jy kinders altyd gesê. Nou, toe in myself, onmiddellik kom daai prentjie terug van, okay, Here, hier's 'n saad hier, so as hy begin groei, waarheen gaan hy? En hy begin vir sê, hierdie koninkryk saad hier binne, groei in jou gees, dit maak wortels, dit maak takke, hy begin om uit te forceer in jou sielsdimensie in jou denke in jou fisiese liggaam sodat mense kan sien en ervaar wie die koninkryk en wat die koninkryk is. En daar het hy begin 'n prentjie oor, sê ek ook, Here, wat moet ek doen met hierdie ding? Hy sê vir my, daar's beginsels. Ons een of twee aanraak vanoggend. Hy sê, maar jy moet daai saad nat maak. Jy moet hom laat groei. Jy moet daai saad versorg. En soos hy dan groei, raak die koninkryk in jou 'n kragtige ding, raak 'n boom wat mense na kan kyk. Nou skielik begin myself sien hierdie belaglike prentjie van takke by my kop uit, jy verstaan en ek besef wat gebeur is as daai saad het gegroei, soos 'n tak hierso van die koninkryk. As ek 'n ou groet, dan is daar 'n koninkryk ervaring wat hy behoort te hê. En ek begin myself hierdie prentjie in te dink van as die koninkryk binne my is, moet dit alles rondom my impakteer. En daai boom word nie gesnoei nie. Jy verstaan, hy groei en hy groei en hy groei. En ek het myself dink begin sê, is goed Here, daai saad hier binnekant, ek gaan hom water gee. En daar's maniere ons dit doen, maar ek wil net dit sê vanoggend, die beginsel is, jy die koninkryk binne jou begin leef as 'n koninkrykskind. Nie as 'n koninkryk daar buite nie, maar 'n koninkryk binne in jou. Hy sê vir my baie van die gelykenisse wat Jesus vertel het nie te doen met daar buite ver nie, te doen wat's binne in jou. Hy sê, en as jy dit begin verstaan, dit is binne in jou, daai skat wat hulle vertel is binne in jou, daai parel is binne in jou, ek ben al die goed is daar, en verleef, daar soek jy om, nie daar buite ver en baie gebed nie, Here, wat is binne my, ek wil dit ontdek, dat die koninkryk binne my kan manifesteer. Die oomblik as jy daai ontdekkingsreis begin, kom jy agter, die Heilige Gees wys vir jou klomp goed binne, wat jy kan gee, volgens jou persoonlikheid, waarvoor hy jou geroep het, ek meen, daar is soveel goed, wat hy vir jou kan gee, so baie belangrik om daarin vanoggend vas te maak. Ek wil hê vanoggend, as jy prentjies mense is, great, sien daai boom binne jou groei. Ek kon nie 'n prentjie kry op wat's al hierdie goeters op internet om daai ding te beskryf nie. So ek beskryf hom vir jou. 'n Plant wat die binnekant staan, gewortel in die Heilige Gees. Jy is vol van die Heilige Gees. Dis hoekom ons sê, word gedoop in die Heilige Gees, word bekragtig met die Heilige Gees, want dis die koninkryk wat binne in jou manifesteer na buite toe. En baie keer as gevolg van die duiwelse intimidasie en swak selfbeeld,
Nee, ek kan nie, ek is nog nie goed genoeg nie. Ek is nog nie gereed nie. Ek het 'n storie vertel van hierdie klomp studente daar in Angola. Ek sê vir hulle, luister, ons gaan nou vanmiddag nie verder klas loop nie. Ons gaan toepas wat ons vanoggend geleer het. Ons gaan vir al die siekes bid in die hospitaal. En almal, yes, fantasties, jy verstaan. Hulle is so dankbaar om in die klas te kom. Ek sê, daar's net een voorwaarde. Ons kom nie huis toe voor almal nie gesond is in die hospitaal nie. Daar is so 'n lang stilte. Dan los ek hulle. Kan sien hierdie rook draai, want hulle dink oor hierdie ding, jy verstaan. Een sê, ons gaan baie lank daar wees. Wat was sy prentjie gewees? Ek het dit nie binne my nie, jy verstaan. Wat wil jy gaan doen het? Jy wil gaan bid het, halleluja, prys die Here, my Lord bless you, word gesond, amen, gaan ek aan, jy verstaan, en geen effek nie. En dit was hulle prentjie gewees. Ek het dit nie binne in my nie. So ek wil jy vanoggend, dat jy moet weet, wat jy binne in jou het, maak die verskil. Maar jy moet reageer daarop. Jy moet daarin begin vat en sê, Here, vandag gaan die koninkryk binne my begin manifesteer. Ek gaan hom oefen, ek gaan hy blaar uitsteek, wat ek doen is ek oefen. Ok, nou gaan ek geheim weggee. As jy jou hand skud, dan vertrou ek die Here, dat iets oordra van salwe na jou toe. Waarom te werk ek? Here, eendag wil ek ons die hand vat en net aan mekaar val, met die krag van die Here. So as dit gebeur, dan moet jy weet, dan gaan 'n garage wees na die voorportaal. Ek wil jou uitdaag. Jy het 'n kragbron binne in jou, begin dit uit te gee. En dis geloof. Here, ek het 'n verwagting, as ek iemand se hand vat, gaan iets oordra van my na daai persoon toe. 'n Positiewe lewe, of hoop moet kom, goed moet gebeur, ek meen dit gaan gebeur. So oral waar ek kom, ek sê positief is my lewe doelbewus ingestel, intentioneel. Here, ek het die koninkryk in my, ek gaan dit gee, ek gaan deurbreek met dit. En dis 'n belangrike ding om vir jouself die binnekant te kan vasmaak. Dis hoe God jou sien. Dis hoe wil jy ons moet leef. Jy het iets om te gee, onuitputlike bron van die Heilige Gees. As die Heilige Gees binne in jou is, hy meen, iemand het eendag gesê, you cannot outgive God. En ek het daarin gekoop. Ek sê, Here, ek daag jy uit. En so waar is vet. Jy maak nie saak wat jy doen nie. You cannot outgive God. As jy in sy terme gee, as jy in gehoorsaamheid wandel, as jy saai soos hy sê, jy verstaan, jy bly nie voor nie. Jy kan bly gee en gee en gee. Selfs met die Heilige Gees wat binne in jou is. Ek meen, jy kan nie opraak nie. Ek meen, baie keer raak mense geestelik moeg. Hoekom raak jy geestelik moeg? Wel, daar's 'n plek waar daar 'n invloei is, daar's 'n plek waar daar 'n uitvloei is. En as jy daartoe balanseer, word jy nooit moeg nie. Nou ek wil hê vanoggend, wil ek hê dat jy die ding vir jouself sal vasmaak. Ek weet nie of jy deur uitsluis gaan kom nie. Al wat ek wil hê vanoggend is, jy moet kan verstaan, you've got something big inside of you. Iets groot is binne in jou. Hey man, dit is groter as jou borskas. Ek wil weer die prentjie kry, maar ek sê, Here, ek weet nie hoe maak jy 'n klein lyfie en 'n groot ding wat daar moet inpas nie, my pas in. Ek wil hê vanoggend dat jy daarin vir jouself sal vasmaak, jy het die koninkryk van God binne in jou. En die verdere tree, hy sê, toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En die Here sê, as julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, ons is weer daar, sou julle vir die moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sal julle gehoorsaam wees. In die Joodse idiome het hulle geweet, as ons praat van 'n berg, om 'n berg te skuif is eintlik onmoontlik. Om 'n boom te vat en te sê, luister, styg op, gaan see toe, plant jouself daar, dis 'n baie moeilike saak. Met ander woorde, dis 'n massiewe uitdaging. Jy gaan baie geloof nodig hê. Jy gaan al hierdie goed nodig hê. Men, dis 'n ding van, dis 'n idioom wat hulle verstaan het onmiddellik. Geloof kan enigiets in jou lewe wat uitdagend is, kan hy skuif. En hierdie was my so belangrik dat ek besef, die mosterdsaad is iets wat groei binne in jou. So jou geloof het jy ontvang, maar jy maak dit groei. Jy oefen dit, jy laat dit groter word. Wel, soos jy jou geloof toets, soos jy jou geloof uitdagings vat, soos jy begin om te bid en te staan, sê ek vertrou vir hierdie ding. Wat gebeur is jou geloof groei, dan word later so 'n boom. Jy verstaan wat enigiets wat jy vra, kom na jou kant toe. Maar jy moet hom oefen. Jy moet daai tree gee. Jy moet daai ding kultiveer. So jy moet jou geloof kultiveer. Dit is die deel van die groeiproses. Wat ek wil hê vanoggend dat jy vir jouself moet vasmaak is dat jy gaan nie verder met 'n klein geloof sit nie. Klein geloof, ek gaan nou baie hard reg sê, is jou skuld. Begin by 'n verkoue. Bid 2 weke vir daai verkoue tot hy gesond is. Volgende keer bid jy weer vir die verkoue. Nou vat dit 'n week. Dan is jy gesond. Iets in jou geloof het geskuif. Ek vat ons maar baie prakties. Dis waar ek begin het.
Ek het gesê, Here, ek wil graag vir die siekes bid. Hy sê, right, kom ons kyk gou, waar is jou geloof? Nou sukkel ek met daai simpel verkoue, jy verstaan, en die ding gaan nie weg nie. Nou bid ek, stoei vir 2 weke. Toe sê iemand anders vir, nee man, 2 weke, ek tog, yes, ek het hom gewen. Iemand sê vir toe, praat so in 'n gesprek, kom het uit, hy sê vir, nee, maar 'n verkoue vat so 2 weke, dan is hy van self weg. Man, dat was 'n calm down. Ek het so gesê, okay, Here, ek weet, dit het nie gewerk nie. Hy sê, we gaan nie weer probeer. En ek het aangehou, tot geen verkoue meer kan oorleef nie. Hier is my baie min sien met verkoue, of met 'n griep, dit sal baie raar wees. Ek het hom gewen, ek het gebid, totdat hierdie ding onder my voete is. En ek wil hê vanoggend jou uitdaag, is dat jou geloof groei. Geloof toets jy. So, moenie kyk na negatiewe omstandighede, as iets wat jy graag wil vermy nie. Ek sien dit as 'n toetsgrond, hoe lyk jou geloof? Gaan jy groei daarin? Alright, as 'n moeilikheid kom, 'n goed loop skeef, yes Here, hoe gaan ons hier deurkom? Nou begin bid jy, en jy gaan jou geloof, gaan jy deurbreek in daai plek, waar jy dit oefen, en bid, tot daar ding gewen word. As jy nie sukkel, jy wen dit nie, roep iemand in, sê, bid saam met my, Here, ek kry die ding nie gewen nie, dan staan ons saam, maar iewers moet jy kom by 'n plek waar jy kan sê, elke krisis is 'n geleentheid, om in geloof te groei. Ek wil iemand elke uitdaging sien, of het nou is, of jy nou hardloop, en of jy 'n sportman is, jy verstaan, as jy marathon hardloop, daai wenpaal is 'n uitdaging. Jy moet geloof hê, jy gaan dit maak. Jy moet geloof hê, maar dan moet jy vasbyt. Een van ons peedogter het nou hierdie ultramarathon gedoen daar, die Two Oceans. En sy sê, die laaste 10 kilometer was hel. Maar sy het ontlaag gemaak. Sy moes vasbyt en deurdruk, om daar uit te kom. Ek wil die uitdaag vanoggend is, moenie te gou opgee nie. Kom mense, geloof groei, soos wat jy dit oefen. Toe begin Here vat my verder, hy sê, groot bome het nie daar gekom, deur geen negatiewe omstandighede nie. Daar was wind, daar was storms, daar was uitdagings, daar was droogtes, hulle moes groei, so daar was druk, wat gekom het, op daai boom, om 'n sterk boom te word. Jou geloof word sterk, wanneer daar druk op jou geloof kom, en jy kan staan, en sê, Here, ons gaan hierdeur groei. Dan wil die uitdaag vanoggend is, dat jy jou groeiprosesse sal versnel, om te sê, ek gaan nie weer opgee nie. Ek wil regtig jou uitdaag vanoggend, is dat jy sal kom by 'n plek, waar jy kan sê, Here, hierdie boom van geloof hier binne in my, hy moet 'n kameeldoring word. Ek weet nie, of miskien 'n wat se boom is jou gunsteling boom? Net nie 'n roosboom nie. Ek wil hê vanoggend, dat jy jouself sal sien as iemand met al die potensiaal aan die binnekant wat moet deurbreek. Ek wil hê vanoggend dat jy gaan staan en sê, Here, ek gaan nie weer los nie. Ek gaan U bly glo, want as U dit gesê het, dan is dit so. Dis waar jy begin. Ek wil hê vanoggend dat jy daar in jou hart sal vasmaak. Ek gaan dalk nie veel meer sê nie, maar ek wil hê vanoggend dat jy sal weet, daai mosterdsaad in jou moet groei. En waar 'n tak afbreek weens 'n storm, hy is gereed om nog een te groei. En waar daar 'n ding skeefloop, jy verstaan, is hy gereed om deel van daai boom terug te groei. Die Heilige Gees binne in jou wil hê dit moet gebeur. So kom baie keer na ons luister en dan het hulle seer gekry oor 'n situasie. Die seer kry bepaal dan hulle identiteit. Baie keer het mense in die kerk, nee maar die kerk het my seer gemaak. Dan sê ek, okay, hoe die kerk jou seer gemaak? Alright, ek gaan ons sommer met baie regheid praat en dan kom ons by 'n plek waar die persoon self aanstoot geneem het en toegelaat het dat iemand anders se korte en foute bepaal wie hulle is. Nee, dan krimp jou geloof. Krimp jou verhouding. Pleks om te sê, hierdie is 'n uitdaging dat my geloof sal hierdie ding oorkom. Ek sal dit wen. Ons gaan seer kry in die lewe. Daar's nie 'n plek wat jy kan sê dat jy nie houe gaan vat nie. Het gaan wees by jou werk, gaan wees in jou familie, gaan wees baie keer op geestelike plekke. Nie almal van ons is ewe volwasse nie. Nie almal van ons verstaan goed soos iemand anders dit verstaan nie. Ons moet mekaar kan skuur om 'n liggaam te vorm, om saam te kan beweeg. Dit beteken ek het nodig dat iemand my skuur. So iemand anders se swakpunt en irritasie skuur my om volwasse te word. En as ek die skuur vir my, word ek 'n lone ranger. Dan dans jy van een kerk na die ander. Alright, want ek meen, ek hou nie van hierdie kerk nie, ek hou nie van daai kerk nie. Ek wil regtig hê vanoggend is dat jy sal weet, as jy in 'n liggaam geplant is, groei en wees dan die so in die lig skyn,
Soos 'n medelig skyn, kom jy agter, goed begin gebeur. Jy verstaan waar ons saam 'n massa vuur het wat in die hemel gesien word. Ek wil graag ek gaan vinnig net aangaan. Hierdie een was my ook baie belangrik wat sê, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal nie alleen doen wat met hierdie vyeboom gebeur het. Ons ken die konteks van hy die vyeboom vervloek. Die volgende oggend, daar is die arme ding droog. Jy verstaan? En dit was nie dat hy kwaad was nie, maar hy wou iets demonstreer vir sy disippels. En hy het gewag vir hulle kommentaar. So hy wag vir jou kommentaar. Wanneer goed gebeur, want hy sê hy wil graag met jou betrokke wees. Hy sê maar al sê julle ook vir hierdie berg hef jy op en werp jy in die see, sal dit gebeur. Alles wat julle in gebed vra, sal jy ontvang as julle glo. Geloof groei in 'n verhouding. Hoe dieper 'n verhouding met God, hoe meer glo ek hom, hoe meer verstaan ek hom, en hoe meer het ek geloof om goed aan te pak. En baie belangrik om hierdie ding vir jouself vas te maak. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp in die see, doen dit weer. Maar hy sê dat ding, hy sê, julle moet geloof in God hê. Om geloof in God hê beteken dat jy moet verstaan, jy het 'n identiteit wat hy vir jou gegee het. So belangrik. Baie keer twyfel ons in God, want ons twyfel in onsself. Hoor jy wat ek sê? Baie keer het ons te veel prediking gehoor van Jesus en nobody en 'n wurmpie en weet nie wat alles nie. Miskien dat verslag jouself sien as 'n mens wat God gemaak het, 'n mens wat God vrygekoop het, 'n mens wat die eiendom is van Jesus Christus, 'n mens wat Petrus skryf, hy sê, julle is 'n koninklike priesterdom. Johannes word weggeruk in die hemel, en hy kom terug met al sy visioen, hy sê, God het ons gemaak konings en priesters. Kan jy slag dit jou identiteit maak, om te sê, daar's iets wat God in my gedeponeer het, ek kan geloof in hom, hy het goeie planne met my, ek verstaan nie alles wat gebeur nie, ek verstaan nie altyd alles wat skeef loop nie, maar daar is 'n vyand ook wat goed omkrap. Ek in ander woorde, ons gaan dit nie kan vermy nie, maar een ding, kan jy sê, jy moet geloof hê in God, dit is waar jy geloof begin. Hierdie mosterdsaad groei, wanneer jy weet, die God saam met wie jy loop, hy wil jou 'n kragtige lewe gee, hy wil jy moet deurbreek, hy wil jy moet 'n oorwinnaar wees, en het alles vir jou gegee, dat dit kan gebeur. Ek wil 'n bietjie meer praat, net vinnig oor die koninkryk. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon, skryf die psalmdigter. Goedertierend en trou gaan voor die aangesig uit. Daar's 'n fondasie waarvan God opereer. En baie keer mense kom en sê, man, God is net liefde, en dan sê ek, wag so 'n bietjie. Ons dien 'n God wat baie meer as net dit is. En hier is 'n geweldig belangrike beginsel. Ek gaan my Engels ook vir jou lees. Hy sê, righteousness and justice are the foundations of your throne. Mercy and truth stand in front of you. As 'n kragtige balans van geregtigheid. Goed met reg gebeur. Toe ek nou weer deur Openbaring werk en ek besef, daai een engel sê, regverdig is u, wanneer die oordeel, kon jy die engel, die gemors in die wêreld sien, hy kan God sien, hy sien die troon, die geregtigheid van God wat hier moet heers. As dit vir dit was nie, sou ons nie gewees het nie. So Jesus nie gekom het nie. Baie belangrik om dit te verstaan. En sê ook, mercy and truth stand in front of you. Wie is die mercy and truth? En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. En ons is sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader afkom, vol genade en waarheid. Wat het Jesus kon demonstreer? Genade en waarheid. Hy het gekom sodat ek en jy daai ding kan verstaan, daar's reg en geregtigheid. God gaan nie wegbeweeg van sy geregtigheid af nie. Maar een moet weet is, Jesus het die genade gebring, maar het ook waarheid gebring. Die waarheid rondom jou lewe. En baie keer sukkel ons met hierdie ding, want as dan nie, ek meen, as jy die waarheid in jou lewe moet konfronteer, hou ons nie daarvan nie, is dit reg? Val die negatiewe goed. Een van die goed wat jy nooit by die Here by sal verbykom nie is, sy waarheid staan vas. Dis waarin jy gemeet word. En die waarheid is nie veroordelend nie, die waarheid gee lewe. Jesus sê, hy sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dit gaan nie oor die son, dit gaan oor die waarheid wat jy ken. Wie is Christus? Wie is jy? Wat het hy kom doen? Hoe loop jy in hierdie koninkryk? En dan die koninkryk van Christus en die koninkryk van duisternis is incompatible. Hulle kan nie so maak nie.
Daar kan geen kompromie wees tussen die twee nie. Jy is of die kant of daai kant. Dan gaan jy baie keer ondervind dat jy beweeg, maak so draai in die koninkryk van duisternis, jaag aan, jy verstaan, besef jy, wow, en die Heilige Gees sê vir jy, nee, jy hoor nie daar nie, jy hoor hier. Dit is nie versoenbaar nie. En daarom moet jy verstaan, en dan die laaste wat ek graag wil sê, en dis die ding wat ek ook wil hê, jy moet saam met die koninkryk huis toe vat. Dis die ding van, die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Volgende keer, manlief, as jy jou vrou druk, dan sien jy self as iemand wat krag oordra aan haar. En mevrou, wanneer jy jou man druk, sien jy ook iemand wat sê, het krag wat jy oordra aan hom toe. Die koninkryk van God bestaan in krag. Volgende as jy daai blad skud van iemand anders, kan jy sê, Here, laat iets van my vloei daarna toe. Hier is 'n kopperpyp, alright. Ook hulle sê water kan maklik elektrisiteit gelei. Dis hoekom jy is vol water, man. Laat iets gelei na die ou toe. Alright. Ek wil hê met jou denke vernuwe vandag. Nie met jy sê, wow, ek het verkeerd opgestaan vandag, ek vergeet ons tot dit hou, dit gaan 'n slegte dag wees, en dan wag jy vir die slegte goed. Nee man, jou lewe bestaan nie uit een stilte tyd nie. Jou lewe bestaan uit 'n verhouding, uit 'n pad wat jy loop. Alraai, so met ander woorde, wanneer jy 'n fout gemaak het, is nie die einde van die wêreld nie. Dit is net nog 'n fout wat jy kan sê, Here, hoe gaan ons hierdie ding oplos? Wat leer ek hier uit? Ek is nog steeds meer as oorwinnaar. Want ek staan op. Ek bly nie lê nie. Ek wil jy uitdaag vanoggend dat die mosterdsaad van die koninkryk in jou begin om te groei op 'n baie kragtige manier. Die kunsmis wat jy omgee is die woord. Right, so as jy nie Bybel lees nie, dan vrek daai arme plantjie, lyk hy geel. Ek onthou jare terug, kom ons daar op ons founding father, president se plaas, en nou staan hierdie sielemoenboontjies daar tussen die kalkklippe en die ding is so geel en nou sit hulle boere daar by mekaar en onmiddellik sê hulle die ding sit kort as 1 2 3 4 5 en ek meen dis hulle besef dis eksperimente wat hulle doen om te kyk kan ons met natuurlike middele kan ons bome laat groei en hulle moes toe van die ouens vir die landbouers daar help om te sê luister hierdie is te kort, daai is te kort, dis hoekom hy so geel is. Hy sal nooit vrugte dra nie want die volgende is nodig vir hierdie boompie om vrugte te dra om te kan groei. En dit het 'n fantastiese gesprek geword. Waar ek dink ons president het baie planne gehad, baie idees. Hy sê op my plaas sal ons eers eksperimenteer en van daar af van ons vorentoe. En ek het baie geëer van hom. Met ander woorde baie belangrik. So wat ek wil sê vanoggend is gee 'n boompie kunsmis. As jy moet groei, gee van die woord. Of jy dit nou luister, iemand anders vir jou lees, jy kry woord op klank, ek weet, laat jou vrou vir jou lees, of jou man vir jou lees, as jy nie kan lees nie, jy verstaan, lees dit self, maar kry woord in, gee daai ding kunsmis. Alright, en gebed is die water. Soos wat jy bid, saam met die Here praat, net saam met hom gemeenskap hê, intersessie doen, daai gesprekke met hom, gee daai boom water, as jy hy groei na 'n plek, waar voor jy oë uitvee, het jy 'n kragtige boom binne in jou. En dan, jy kan dit nie vir jouself hou nie, gaan toets dit. Gaan toets daai groei. Gaan bid vir iets. Ek gaan soms Marius ploeg so, terwyl hulle daar, nou jag ons saam, nou sien, nou skiet ek mis, nou hardloop die bok weg, nou moet hy weer 'n ander bok gaan soek wat ek kan skiet. Want wou is nie veldloop, nou bid hy. En soos jy nou bid, so antwoord die Here gebed, dan kom die bok hier uitgespring, jy verstaan, lê daar rustig en ek kan hom geskiet kry. Alright, so. Ek wil hê vanoggend mense, dat jy moet gaan kyk na praktiese lewensomstandighede waar jy hierdie goed kan doen. Alright. So ek wil hê vanoggend is dat jy, as my belewenis, jy verstaan, baie keer staan vrouens nie die jagstorie nie, maar manne verstaan dit. Maar ek wil hê vanoggend, dat jy sal weet, jy verstaan, dat daar's praktiese goedjies, wat jy in kan toets, wat jy mee kan groei, jy gaan sien, die kom die antwoorde, 1, 2, 3, 4, 5, dit bou jou geloof. Maar jy moet iets doen. Jy moet 'n uitdaging vat. So ek daag jou uit vandag. As iemand groet, Here, laat iets van my af, van die Gees, oorgaan die persoon toe. Maak asof die ou aan die ander kant is nie. Kan jy dit doen? As jy ou groet, jy sê vir hom môre, laat iets uitstraal uit jou oë om te sê hierdie ou sal lewe ontvang. Ek sluit af met 'n laaste storieetjie.
Ek stap in Independence Avenue af en ek is besig om te bid en daar gebeur twee goed. Eerste is, jy sit so by die spesifiek so 'n klompie ry bedelaars daar so en die volgende vlieg hierdie op en hy vloek my daar. Ek skrik my uit my hele been. Ek is op pad bank toe, jy verstaan, en dit nou klaar is, jy verstaan nie. Ek weet, daar loop die ou. Ek dink, okay, wat het nou gebeur? Hy sê nee, jou aanbidding het gemaak dat die demone in hom reageer. Hulle kan die heerlikheid van God nie aanvaar nie. En ek staan die kant van die robot en daar kom so 'n jong dame aan, maar sy loop regte depressief. Ek kan sien, hierdie vrou het 'n groot las wat sy dra. Hy sê vir my, jy sê vir haar goeiemôre. Ek sê, Here, ek praat met vreemde vrouens nie. Hy sê vir my, shut up, jy sê vir haar goeiemôre. Hy sê, wat gaan my vrou sê? Hy sê, jou vrou weet nie van nie, jy sal niks nie, jy sal vertel, jy gaan haar groet. En dus ek kon sê, môre, sterkte vir jou dag. Sy kyk my so, half verskrik, jy verstaan. En ek stap oor die robot, ek omdraai, sien ek, hierdie ou lyf het so krom, skielik, het net opgestaan. En ek meen, sy's passie, daar's purpose. Iemand het lewe oorgedra. Jy het lewe om oor te dra. Kom ons doen dit. Leef intentioneel om die koninkryk binne jou na buite te laat uitleef. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir die geweldige seëninge, al die groot goed wat U vir ons gegee het, Here. Ek kom bid vandag, Vader, dat ons in hierdie gemeente sal ons intentioneel lewe gee oral waar ons kom. Here, ek kom bid vandag, Vader, U het ons met die Gees geraak, U het ons gevul met die Gees. Vader, ons is gedoop met die krag en die heerlikheid. U koninkryk is krag, Here. Ons wil dit leef van vandag af, in Jesus se naam. Amen.